tweede week van die reeks waarin ons tans besig is, maar voordat ek daar inspring, wil ek jou, wat lag ons? Want dit is die tweede week van die reeks, man. Dit is die tweede week van die huidige reeks waarmee ons besig is. Maar waar ek was, voordat julle my so interrupt het, is, ek wil regtig, Nadia het nou so vinnig gesê van die house team, en ek wil vir julle konteks skep. Ons het gewoonlik, ons trek nogal studente van Onderste Poort af, VR studente, en aantal studente van Medusa, mediese studente meestal. En lockdown op die stadium by al twee universiteite, ek weet nie of jy weet nie, is van so aard dat regtig min van hulle al op campus is. Byvoorbeeld by Onderste Poort, as ek dit nie mis het nie, ek het laasweek met een van hulle gepraat, is net die 6de jaars wat hier so is, en hulle is in elk geval in klinieke uitgeplaas regoor Tshwane, so hulle is eintlik glad nie in Pretoria nie, so dit verduidelik so 'n bietjie waar ons is tans, en waar ek wil uitkom by wat Nadia gesê het van die house team, is seker 80% van ons house team was hierdie studente gewees. So op die stadium is ons so 'n bietjie krippel aan daai kant, en ek wil jou regtig vra, as jy sit en jy weet, mense, daar's baie min mense wat regtig 'n hart het vir surf. Partykeer is dit net daai ding van, weet jy wat, ek voel die Here sê, ek wil dit doen, of ek moet dit doen. Ek wil jou regtig vra, as jy net bereid is om te kom help, om bietjie, soos wat Nadia die rolle opgedeel het, te groet by die deur of koffie te dien, of daai tipe van ding, en as jy hier 5 uur al hierso is, dan jy sal sien, dis 'n lekker vibe, die band is hierso, ons is regtig besig om die dinge reg te kry vir wat die Here wil kom doen die aand. So, ek wil jou vra, asseblief kom praat met my na die tyd as jy belangstel, of as jy direk met Nadia wil praat. Sy's bietjie kwaai, maar weet, mense regtig verby die masker kyk, letterlik, dan is sy eintlik baie oulik. So, kom praat net asseblief met haar, en dan kyk ons of ons verantwoordelikheid kan vat oor hierdie dienste. Ek dink dit is waar ek is tans, om jou regtig te vra. En dan boop dit, as jy weet van iemand wat al hier was, en vandat ons weer begin het, nog nie weer hier was nie, kom ons neem verantwoordelikheid oor hierdie aanddiens, en ons nooi daai mense, en sê, luister, kom ons gaan bou hierdie ding weer van vooraf, ons maak seker, dit wat die Here wil kom doen, en waarmee hy besig was, voordat hierdie ding getref het, kan ons daai momentum terugkry en aanhou. Ek glo met my hele hart, ons kan dit doen. Soos ek nou gesê het, die tweede week van die reeks waarmee ons tans besig is, met die naam Reign, en dan sal julle sien, so 'n bietjie teenstelling of dubbelsinnig wat hy sê, Reign onderste bo, wat heers is. En dis waarmee ons tans besig is. Laasweek het ons gesels oor die konsep van die dorre aarde, van dis 'n seisoen wat verby is, waar daar regtig bietjie verwoesting en op soveel verskillende fisiese plekke in ons lewens was, en jy sit dalk hier, en dit is dalk nog meer, jy weet, persoonlik, jy het dalk iemand verloor aan hierdie storie. Maar hoe dit ook al sê, daar's ons 'n gevoel van, jy weet, dis 'n bietjie droog. Ek staan as 'n boer voor hierdie landery, en dis droog, en waar gaan hierdie oes vandaan kom? Hierdie oes wat die Here beloof het, wat deur my hele lewe sal manifesteer, waar gaan dit vandaan kom? En jy is welkom om laasweek se preek te gaan luister, want daar breek ek dit regtig oop rond van, maar God reën oor ons lewens, en hy het al lankal gereën oor ons lewens, en jy kan of staan en in 'n hoekie gaan wegkruip onder 'n sambreel en sê, Here, stuur die reën, of jy kan gaan staan onder dit wat die Here al klaar gegooi het oor jou lewe. En ons het gaan sê, maar wat het jy ontvang in die vorm van reën? Jy weet, jy sê al, Reinhard, jy sê, die Here reën oor my lewe, maar my Hilux bakkie staan nog nie in die driveway nie. Myne ook nie. Hy staan daar by iemand anders in sy driveway, en die ou het nog nie die Here se stem gehoor dat hy hom vir my moet gee nie. Jy weet wat ek sê, jy weet, hoe wil jy vir my sê, die Here reën oor my lewe, maar daar is nie vir my geld om my studies hierdie nou te betaal nie. My werk het heeltemal opgedroog. En die fout wat ons maak is, ons koppel die Here se reën aan fisiese blessings van ons lewe. Aan fisiese goeders. Jy weet, daai man is geseën, check daai Rolex. Nou ek sê nie, die ou met die Rolex is nie geseën nie, want die Here seën ons verseker in daai deel ook van ons lewe, maar dit is soos die icing op die koek, jy weet. En daar's party koeke wat nie eintlik moet icing op hê nie, en ons verwag al die koeke moet icing op hê, en dit is nie so nie. Daar's dalk een persoon wat die Here sê, weet jy wat, ek gaan daai ou bless finansiëel, maar daar's 'n rede met dit. Jy sien, daar's ander goeders wat ek en jy ontvang het. En dis my vraag wat ek jou wil vra. Jy as kind van God, wat sê, die Here het gereën oor my lewe. Ek het eendag wakker geword en gesê, Here, ek gee my lewe oor aan U. My vraag aan jou is, wat het jy ontvang? Wat het jy, dat as iemand nou vir jou kom vra, waar is hierdie reën, wys hierdie reën vir my, wat gaan jy vir hom sê?
Ek wil jou gedagtes so 'n bietjie kom piek vanaand rondom hierdie. Want ons is kinders van God en ons hou daarvan om die Christianese te praat en die Here is goed en alles, tot daar iemand kom wat regtig twyfel en hy challenge jou op hierdie en hy sê vir jou, "Oké, maar wys dit vir my. Waar's dit?" Das is soos gaan kyk, dit staan in die Bybel. Waar staan dit? Daar iewers. Ek sal jou sê wat ek en jy gekry het. Dit begin by identiteit. Iets wat jy al baie gehoor het en dit is dalk soos 'n geestelike eeltaal op jou ore, jy weet, identiteit. Maar wat beteken dit as ek vir jou sê jy het 'n nuwe identiteit in Jesus Christus gekry? Dit beteken dat dit wie jy was, 'n sondaar, is nie meer wie jy is nie. Jy is die gesalfde van Jesus Christus. Jy is geroep vir 'n roeping. Jy is bemagtig deur die Heilige Gees. Jy is, soos wat ek laasweek gesê het, jy's Gideon vir wie die engel verskyn en die hemelse perspektief oor sy lewe gee en vir hom sê, Gideon, o mighty man of valor. Jy is iemand wat vandag hier so staan met 'n hemelse opinie oor jou lewe. Daar's 'n opinie oor jou lewe baie groter en baie meer amazing as wat enige iemand op aarde ooit kan hê oor jou. As jy enige van die engele gaan vra, vertel my wie is Arend? Vir die van julle weet nie, hier sit Arend. Dan gaan jy nie die dinge hoor wat 80% van dit gaan nie wees wat ek en jy gaan sê oor Arend nie. Ja, ons gaan great goeie sê oor hom. Maar ek wil vir jou sê, daar's 'n heavens opinion, wat die engele weet in die hemel, oor jou lewe, wat wanneer ons deur die Heilige Gees bemagtig word, kan snap. En dit is die identiteit in Jesus Christus, wat jy geërf het. Dis die eerste ding wat jy vir iemand kan sê, wat jy geërf het. Die Here reën oor my lewe, hoe weet ek dit? Want hierdie is my identiteit. I'm a mighty man of valor. Die vrug van die Gees is iets wat vir my, wat binne in my is. Dit is wie ek is. Liefde, vrede, vreugde. Dit is wie ek is. Die tweede een het ons ook so 'n bietjie by stil gestaan laasweek. Dis sekerheid. As iemand vir jou vra, waar is die reën? Dan sê vir hom, ek het sekerheid. En dit klink vir baie mense wat nie in 'n God glo nie, of wat nie in jou God glo nie, klink dit belaglik. Hoe kan jy sê jy het sekerheid? Ek het sekerheid. Ek kry nie die grootste salaris van ons almal hierson nie, maar die Here weet, hy sorg vir my en ek weet dit. En ek weet ek gaan fyn wees. Ek weet ek en my vrou sal geseënd wees in die jare wat kom en ons gaan kinders hê en dit gaan awesome wees en ons gaan dalk nie altyd die naaste karre ry of wat ook al nie, of dalk gaan ons weet nie, maar die punt is, ons is seker dat die teenwoordigheid van God in ons lewe sal wees. Ons is seker dat daar waar ons gaan, sal hy vir ons voorsien. Ek is seker dat die dag wanneer ek my asem uitblaas, gaan ek na 'n beter plek toe. En ek gaan nie wil plekke ruil met enige van julle as ek voor julle dit sou doen nie. Ek is seker daarvan. Ek is seker dat wanneer ek in die hemel is, gaan ek al die antwoorde hê wat ek nog altyd wou gehad het. Maar ek is seker dat die Here weet, ek het nie nou noodwendig moet hê nie, want ek kan dit nie handle nie. Die derde ding is, ek het 'n verhouding met God. Ek is op 'n plek wat ek nie hoef skapies se bloed oor my uit te gooi, net om min of meer gereinig te word, net om vir die God te wys, hier is al die effort wat ek gedoen het, en sal jy nou tog net met my praat nie. Hoekom nie? Want die skeiding is geskeur, die bloed het klaar gevloei. Die kalf is, of die lam is finaal geslag. En ek en jy het toegang tot die Vader, ons het verhouding met God, en ek het laasweek oor hierdie konsep gepraat, van as ek in die bank se ry sit, en ek weet nie wat om te sê as ek daar voorkom nie, dan moet ek nie eers na een of ander hoëpriester toe gaan, en sê, help my, ek weet nie wat om te doen nie. Nee, ek kan net daar in die ry van die bank kan ek staan, ek kan aan my taal bid, en ek kan vir die Here vra, Here, gee vir my die kennis om met hierdie situasie te deel. Want ek het 'n oop verhouding met die Vader. Die volgende ding wat ek het verlossing van skuld, skaamte en seer. Daai ding wat laas jaar gebeur het, wat jou lewe kom verwoes het, wat jy weet, dit was jou keuse gewees, en daai keuse gaan vir die res van jou lewe by jou wees, en jy voel elke dag skuldig, as jy daai persoon sien, en jy weet, ek het vir hom gejok, of ek het dit aan hom gedoen, dan sal skuld en 'n skaamte wat oor jou kom, of iets wat jy in hoërskool aangevang het, wat ook al dit was, wil ek vir jou vandag sê, die rede dat ek en jy kan weet, God reën oor ons, is dat ons kan sê, die skuld, skaamte en seer, wat die vyand jou elke dag wil van herinner, is weggeneem in die naam van Jesus Christus. Dis hoe jy weet, die Here reën oor jou. Jy sit dalk hierso en jy is fisies, letterlik genees van iets.
of iemand iets het bonatuurlik in jou lewe gebeur wat niemand kan verduidelik nie en jy weet dit was die Here wat dit kom doen het, dan wil ek vir jou sê, as nog 'n rede dat ek vir jou kan sê, die Here reën oor jou lewe. Die Here het gereën oor jou lewe. En die laaste een is ek en jy het, en dis daai regte kinderkerk antwoord. Wat het Jesus kom doen? Hy het vir ons die ewige lewe kom gee. Partykeer dink ek ons moet wees soos kinders raak en die woord sê dit. Vir jou die ewige lewe kom gee, Here. Besef ons hierdie dat daar's niks wat jou lewe van jou af kan wegvat nie. Dit wat jy voel as jy in jou arm vat, as jy in jou lyf vat, is net 'n kapsule van dit wat die Here vir ewig geseël het in die hemel. Ek en jy het die ewige lewe. Ek en jy gaan nooit wakker word en dink, oepsie, ek is nou dood. Wel, as jy dood is, gaan jy nie wakker word nie, so. Dus kan net daai uitkat uit my preek uit, dit het glad nie sin gemaak nie. Die vrees waarin mense lewe, dat ek moet alles doen, jy weet, lewe is kort, en I'm not here for a long time, I'm here for a good time, jy weet, want as ek hier my asem uitblaas, dan moet ek weer eens verby. Dis die realiteit van mense wat nie hulle lewe in God gevind het nie, is dat as ek my asem hier uitblaas, is dit klaar, en ek en jy kan weet, maar daar's net te veel rede oor my lewe, dat ek dit kan sê. Ek het die ewige lewe in Jesus Christus ontvang. Nou het ons al hierdie goeders ontvang, en ek wil vanaand, waar ek wil uitkom, is, wat nou? Okay, great, ons het hierdie hele lysie getik, woo, shopping list, wat nou? My vraag wat ek vir jou wil vra, is wat is die effek, wat God se reën op jou lewe het? Ek het nou al hierdie goeders, maar hoe stel dit my in staat as kind van God? Jy sien, wanneer God reën oor jou lewe, is dit nie net genoeg om die bedding in jou tuin so 'n bietjie klam te maak nie. Wanneer God reën, dan trek ons die emmers nader en al wat ons het, al wat ons kan, vang ons op en selfs dan het ons nie genoeg stoorplek vir dit nie, want daar's hierdie amazing konsep wat die Here reg deur die woord losmaak, dat wanneer hy vir die een ou gee dit in soveel abundance, dat dit oorspoel na die persoon langs hom toe. Dink 'n bietjie, storie van die vrou met die kruike. Ek vergeet altyd hoeveel kruike dit is. Maar dis nie asof sy daar gestaan het en sy sê, okay, ja, so dis min of meer hoeveel daar gaan wees, kom ek bring soveel kruike, werk hom 'n bietjie uit, 1, 2, 3, 4, sy bring soveel, nee, sy bring al die kruike wat sy kon, en raai wanneer hy dit opvloei, toe haar kruike opraak, soos die Here soos, okay, gaan nou nie jou kombuis vuil maak nie. Jy sien die Here reën in soveel abundance, julle, dat it's not made to keep to yourself. Dis gemaak om oor te gee na ander mense toe. Daar't so, ek dink ons omtrent 2 jaar terug. Tyd vlieg verskriklik vinnig. Toe is daar die ongelooflike droogte wat Kaapstad tref. Ek weet nie of julle kon onthou nie. En eers, jy weet, is dit soos, okay, ons hier in Pretoria, jy weet, okay, het klink nogals rof, jy weet, 'n bietjie minder water gebruik en alles. Maar ek weet nie wie van julle was in die Kaap toe dit plaasgevind het. Dit was rof. Ek bedoel, daar het jy geleer hande was met min water, want die kraan besluit vir jou hoeveel water jy kry. Hier by ons is dit soos, tel jy op, wat op jy chomie, en dan is laag klaar, dan was jy jou hande, jy weet. Daar is dit nie so nie, dit is soos, jy moet vinnig maak, daar is min water, maar die amazing ding wat vir my uitgestaan het, en ek weet nie of julle dit onthou nie, was die hoeveelheid inisiatiewe reg oor die land, waar mense besluit het, ons gaan iets in plek sit om water vir die Kaap te voorsien. En dis vir my snaaks, want mense het van 500 ml botteltjies tot 2 liters, tot groot kanne, daar tot trokke afgery om vir mense in die Kaap te gaan water voorsien. Hoe baie dit gehelp het, weet ek nie. Geen idee nie. Maar wat ek wel vir jou vanaand wil kom sê, is daar's iets wat die Here in ons lewe kom wakker maak rondom wanneer hy reën in ons lewens, wanneer hy letterlik die sluise van die hemel oopmaak oor jou lewe, om jou te bemagtig, om soveel as moontlik op te gaar, nie om vir jouself te stoor vir die volgende 6 jaar nie, maar om seker te maak, jy kry dit uit by die mense, wat dalk iewers staan en sê, Here, reën oor my lewe. Want sien, reën kom nie altyd van bo af nie. Die reën wat jy beleef in jou lewe tans, kom dalk van die Here af, via iemand anders. En jy dalk 'n storie vanaand, waar jy weet,
hier op hierdie oomblik weet ek die Here se reën ervaar, maar dit was nie noodwendig direk en ja, val my stuur die geld uit die lug uit nie. Dit was via iemand anders wat in jou lewe kom inreën het. Jy sien, ons het mekaar nodig. Ons kom nie kerk toe op 'n Sondag om ons gewete te sis nie. Ek hoop nie ons doen nie. Ek hoop nie ons kom kerk toe met die denke dat, jy weet, as ek net ten minste 4 keer, dan kan, as Reinhard my in die winkel raakloop, dan kan ek ten minste vir hom sê, maar ek was al daar. Dit is my altyd die snaakste as jy iemand in die winkel raakloop. Ons kom vanaand. Ek seker jy doen nou. Jy weet, dit maak regtig nie saak vir ons nie. Ons is hierso omdat ons mekaar nodig het, omdat ons nodig het om hierdie kuier wat ons het as ons daar agter is. Dit is een van die belangrikste goeders van kerk. Vanoggend het Carlos hier 'n foto opgehaal van een van die langste bome in die wêreld. Is 'n redwood. Ek wou net 'n bietjie suspense geskep het met daai pause. 'n redwood tree. En daai boom raak tot omtrent 105 meter hoog. Ek bedoel, dis net incredible. 105 meter, weet julle hoe hoog is dit? Ek imagine net altyd, ek was hier in hoërskool op 100 boom, so as ek enige meters moet skat in my kop, dan sien ek hierdie 100 meter voor my, en dan weet ek, plus nog so 4 van hulle, of ja, minus die helfte van hom, jy weet. 100 meter is baie ver. Dit was al klaar ver vir my om horisontaal dit te hardloop, wat nog van vertikaal. En jy dink dalk by jouself, maar vir daai boom wat omtrent 400 ton weeg van hulle, ek weet nie of julle weet nie, moet seker een massive wortel hê. Jy weet, daar's een aan hierdie kant en dan gaan hy reg deur en hy voer die boom aan die ander kant van die aarde en dan anker hulle mekaar so deur. Dis omtrent hoe lank daai wortel moet wees. Die joke is, daai wortel is omtrent van 1 meter tot 4 meter diep. Die boom is 105 meter hoog, sy wortel is van 1 meter tot 5 meter diep. Jy sien, die krag van daai bome is dat hulle almal min of meer by mekaar groei en hulle wortels is so in mekaar ge-entangle dat dit 'n basis skep vir wanneer die wind opsteek, dan staan hulle saam. Hulle is so 'n voedingsstruktuur vir mekaar en ek weet en ek glo met my hele hart dat dit is wat Jesus bedoel het toe hy sy kerk begin het. Toe hy daai disippels saamgetrek het en hy sê, luister, julle is die 12 wat my gaan volg, waar kan ek gaan? Was dit nie 'n ding van, okay, dit gaan net cool wees, 12 is 'n nice getal nie. Nee, ek bedoel, hy kon dit alles self gedoen het. Hy kon beter gaan profeteer het oor enige iemand in Handelinge as hy dit self sou doen. Maar hy het geweet, ons gaan mekaar nodig hê. As hy nie meer hier is nie, gaan daai ouens se wortels so in mekaar ingevleg moet wees om 'n netwerk te vorm om mekaar te ondersteun. Dit is wat ek en jy bemagtig word mee wanneer God oor ons reën. Is om nie net al die water vir onsself te hou nie, maar om dit te kan spoel na iemand anders toe. Jy sien, daar's hierdie krag, en laasweek het ek gepraat oor die storie van die visstok van my neefie wat gebreek het. Van my neefie se stok wat gebreek het. En daar's hierdie krag wanneer ek en jy gehoorsaam is en in mense se lewens 'n voorbeeld kan wees wat ons nooit kan verstaan nie. Ek bedoel, ek is nou al 4 jaar in die voltydse bediening en ek dink as ek daar 3 mense was wat al na my toe gestap het en gesê, "Yes, want dit sê die manier hoe jy hierdie gedoen het was vir my incredible. Dit het my perspektief heeltemal verander en hierdie is die vrug wat daar uitgekom het." As al 3 is dit baie. En dan is dit mense wat baie naby aan my was, so hulle het my daagliks dopgehou en goeters. Ek bedoel, wat nog van as 'n mens nie voltyds in die bediening is nie? Niemand gaan na jou toe kom en sê, "Hoor hierso, hiersoos wat jy, daai besluit wat jy gemaak het met goddelike beginsels vir my beteken het nie." Nee, maar ons kan nie die krag onderskat van die hoeveelheid mense wat se lewens wel verander word nie. Ek wil vir jou sê, mense hou jou dop. En jy dink dalk, dis highly unfortunate. Weet jy wat, dis hoe God dit gemaak het. Jy as kind van God is veronderstel om dopgehou te word. Dis ons voorreg as kinders van God om dopgehou te word, dat wanneer iemand sien hoe ons dinge hanteer, hoe ons God se woord gebruik om ons lewe te vul in moeilike tye en in goeie tye, wanneer ons die Here se woord gebruik om moeilike besluite te maak, dinge wat die wêreld gewoonlik sê, heel eenvoudig is, jy weet.
Dinge wat volgens society baie aanvaar, en ek gaan nie voorbeelde noem nie, maar dinge wat volgens society soms so maklik aanvaar word. Dis eintlik maar die norm. En jy staan vas by jou beginsels en jy sê, maar hierdie is wat die woord sê. Die krag van daai dinge, julle, in ander mense se lewens, sal ons nooit kan meet hier op aarde nie. Maar as die dag wanneer ons in die hemel intree, wil ek vir jou sê, jou onderkaak gaan baie verder hang as 'n redwood tree. Die krag van my en jou wat verantwoordelikheid opneem vir ons lewens, vir nie net vir ons lewens nie, maar oor ander mense se lewens, kan nie gemeet word nie. Sien, ek het al 'n paar keer dan hoor 'n mens, of 'n mens kry die gevoel dat iemand vir jou sê, jy weet, moenie met my praat oor my geloof nie, is my saak. Dit niks van jou te doen nie. Dis my kerk, my geloof, ek praat met die Here, jy hoef nie te weet wat daar aangaan nie. Hoor dit? Jy sien, ek en jy, en ek hoop jy hoor my vanaand, ons geloof is nie 'n private faith nie. Dis nie soos jou Bitcoin wat jy nie geheim koop, want as jy vir almal vertel, dan val die Bitcoin nie. Dis iets wat jy almal van vertel. Dis iets wat jy stap poster voor jou huis op en sê, Bitcoin, koop nou, want môre val hy. Ons het nie 'n private faith nie, julle, it's a public faith, it's a public statement. Jou hele lewe is 'n publieke statement. 1 Korintiërs 11 vers 1 sê Paulus die volgende. Hy sê, volg my voorbeeld soos ek die voorbeeld van Christus volg. Ek wil vir jou vanaand vra, is jy op 'n plek wat jy die waarheid so in jou hart vasgemessel het, dat jy hier uit kan stap en vir iemand kan sê, hey, volg my soos wat ek Jesus volg. Kyk na my lewe, hou my dop. Maak nie saak wat môre gaan gebeur nie. Ja, ek sonder werk, whatever. Hou my dop, want ek wil vir jou sê, die manier hoe ek dit gaan hanteer, is iets wat jy uit gaan kan leer. Klink 'n bietjie cocky, nee, as ek dit so sê. So moet dit asseblief nie so vir hom sê nie. Maar wat ek daarmee sê is ons regtig bewus daarvan dat die Here wil hê ons so moet dink oor ons geloof, om vir iemand te kan sê, hou my dop. Ek is so seker van die waarheid oor my lewe, dat almal wat kan, moet my dop hou, want as hulle net kan ervaar, as hulle die verhouding met Jesus kan ervaar wat ek ervaar, as hulle die salwing van 'n besluit in die wil van God kan ervaar soos ek het ervaar, dan weet ek het my purpose getref. Ek en jy is ambassadeurs van die evangelie. 'n Ambassadeur is iemand wat van 'n land na 'n ander land toe gaan en eintlik net heeltyd vir hulle wys hoe awesome daai land is waar hy vandaan kom. Dis basies wat dit is. Ek en jy is ambassadeurs vir die koninkryk van God. Efesiërs 1 vers 19. Hy sê die volgende, hy sê, I pray that you will continually experience the immeasurable greatness of God's power made available to you through faith. Then your lives will be an advertisement of this immense power as it works through you. This is the mighty power. Daai laaste deel is vir my wat vir my raakslaan. As waar hy sê, then your lives will be an advertisement of this immense power. Nou hierdie is nie een of ander Hulk power nie. Hierdie is nie een of ander, kyk hoeveel bench ek nadat ek gebid het power nie. Hierdie is soos, luister, die Heilige Gees werk deur my met nie net sy vrug nie, wat heeltyd vrug deur my lewe dra nie, maar die gawes wat die Here in my gesit het. Die dinge wat nie vir die mense se verstand sin maak nie. Dit is die krag, 'n handelinge krag. Is waarvan ons hierso praat. Ons praat hierso van mense wat uit die dood uit opstaan. Ons praat hierso van mense wat genees word. Ons praat hier van profetiese woord wat oor 'n vreemdeling uitgespreek word. Ons praat hiervan om in jou taal te praat en iemand lê dit uit en dit verander iemand se lewe totaal en al. Hierdie is 'n bonatuurlike krag wat die Here in jou lewe wil kom bewerkstellig. It will be an advertisement. Ek spreek dit oor julle uit vanaand, aandiens van Doxa Wonderboom. That your life will be an advertisement of the immense power that is at work through you. It is the mighty power of God. Efesiërs 4 vers 16
Sê, and every member has been given divine gifts to contribute to the growth of all. And as these gifts operate effectively throughout the whole body, we are built up and made perfect in love. Dis vir my so cool dat die woord gawes is ons baie keer vergeet ons presies wat dit beteken, né? Gawes. Okay, nou wat is dan gawe? Die Engelse woord wat sê gifts is vir my soveel meer 'n tangible ding. It's a gift. Maar weet julle, kan ek vir julle sê, die gift is nie vir jou nie. Dis nie dat jy hierso sit en sê, dankie Here vir hierdie amazing gift om oor iemand te profeteer nie. Ja, dis 'n ongelooflike geskenk wat jy ontvang, maar die geskenk is net 'n geskenk as dit deur jou na die gemeente toe gaan. En met gemeente bedoel ek die ou wat nou langs jou sit. Jou gawes, jou gifts wat die Here, jou geestelike gifts, geskenke wat die Here vir jou gegee het in sy Heilige Gees, wat hy net wil hê jy moet dit ontvang, wat hy net wil hê jy moet dit beoefen, wat hy net wil hê jy moet dit beter verstaan, sodat jy dit kan gee, is iets wat vir die gemeente bedoel is. Jy sien, dis een ding as dit 'n gift is vir jou en jy besluit, ag nee, dankie nie vir my nie. Ek sou okay sonder dit. Dis 'n ander ding as dit 'n gift is wat die Here vandag vir iemand, vir die ou langs aan jou wil gee en jy weier om dit vir hom te gee. So dit sit 'n ander verantwoordelikheid op ons lewens. Want ek wil nie vandag hierso uitstap en weet, ek het 'n geskenk, 'n geestelike geskenk van die Here van die hemelskare, wat hy vir iemand wou gee vandag, het ek nie by hom laat uitkom nie, want by my het dit gestop. Ons as gemeente wil nie daar wees nie. Ons wil die lewende voertuig wees van geskenke na almal toe met wie ons in aanraking kom. Daai laaste deel wat sê, and as these gifts operate effectively throughout the whole body, we, the church, are built up and made perfect in love. En dan nog 'n vers wat ek vir jou het, 1 Korintiërs 12 vers 6 tot 7. Hy sê, the same God distributes different kinds of miracles that accomplish different results through each believer's gift and ministry as he energizes and activates them. Each believer is given continuous revelation by the Holy Spirit to benefit not just himself, but all. Julle, hierdie reën, alhoewel dit jou tuintjie groen maak, alhoewel jy kan uitloop en jy kan verklaar dat dit wat kom is ongelooflik, die saad wat gaan ontkiem in jou lewe is volop en is amazing. Daar's 'n groot deel van hierdie reën wat nie vir jou bedoel is nie. Want jy het nie genoeg stoorplek om al daai reën in elk geval te hou nie. Inteendeel, dit gaan net verlore gaan as jy nie die keuse maak om hierdie reën oor te gee aan die volgende persoon nie. Ons het 'n massive Jojo tankie agter. Is nie myne nie. Maar daar is hierdie konsep wat ek wil kom losmaak. As hierdie jou lewe is en die Here kom reën in jou lewe in, en soos wat ek nou net gesê het, hierdie ding kan nie vol raak nie. Hierdie ding gaan net aanhou vol raak. Daar's nie 'n einde aan die hoeveelheid reën wat die Here in jou lewe vir jou wil kom gee nie. Hierdie ding is vol, soos wat jy kan sien. En al wat ek en jy kan doen, is as ons met ons glasie kom, en ons gooi hom in hierdie vol tank in, en die amazing ding is, die Here gee altyd iets amazings terug. Dis awesome, dis hoe die Here werk, ouens. Julle lag. Die Here is awesome. Jy moet 'n bietjie try. Nou het ek my glasie vergeet. Ek sien soos wat ek nou net gesê het, hierdie amazing reën wat die Here oor jou lewe kom sit, is nie net vir jou bedoel nie. En jy kan die keuse maak of jy dit vir jouself wil hou. Ja. En of jy dit vir die volgende persoon gaan gee. Ja, ek wil vra vir van my leiers, en as ek hierdie woord sê, van my leiers, dan weet jy met wie ek praat. Ons gaan 'n oefening doen, soos wat ons vanoggend gedoen het. Het is eintlik nie 'n oefening nie, dit is the real deal. Ek gaan vir iemand, gaan ek hierdie glasie gee, en ek gaan water in sy glasie gooi. En ons gaan as leiers gaan, en ons gaan vir daai persoon bid.
En ons gaan profeteer oor daai ou se lewe. Ons gaan toelaat dat die reën wat in ons lewens geval het, oorspoel na daai persoon toe. En dan gaan daai persoon enige iemand kies. Hy gaan die Here vra, Here, watter een van hierdie ouens hierso moet ek gaan water oorgee? En dan gaan ons na daai persoon toe gaan. En as jy voel hierso, jy wil vir daai persoon bid, by al mens. Maar dan gaan ons oorskuif, dan gaan ons vir daai 'n profetiese woord gee. En dit gaan van so wees dat julle almal dit kan hoor. En dan gaan ons so 3 mense doen, en dan gaan die band vra om boontoe toe kom, maar dan wil ek hê, julle moet kom en julle moet vir julle water kom haal, en dan moet julle na iemand toe gaan hier binne. En ek besef, ek gaan jou nie kan dwing dat jy nou nie na iemand toe gaan wat langs jou sit nie. So nie asof ek gaan sê, hey, ek watch jou, ek ken hom. As jy regtig voel jy's gemakliker daarmee, dan doen jy dit. Dan gee vir jou kerel of jou vriend gee jy woord en jy bid saam met hom. Maar ek wil jou uitdaag om die Here vanaand te vra om dalk iemand wat jy nie ken hier na toe te stap en van jou water wat die Here in jou lewe in kom gooi het, oor te gooi in sy koppie. En vir hom te bid. En oor hom te profeteer. Dalk is dit heeltemal nie vir jou, maar ek vertrou die Here vanaand. Dat daar van ons is wat vir die eerste keer vandag die reën wat die Here oor ons lewe gegee het, 'n realiteit kan maak in die gees. Is julle met my? Cool. So, my leiers, julle kan